Die Toyota RAV4 is 'n topverkoper oorsee, maar in Suid-Afrika is meer mense se aandag op die nuwe Hilux of die nuwe Land Cruiser FJ. Die 6de generasie RAV4 het onder die radar ingekom, maar is hier om 'n indruk te maak. En kopers moet dit dalk as 'n werklike opsie oorweeg. Luister na Wynand Ferreira van Toyota om 'n bietjie beter oorsig te kry van die nuwe RAV4 reeks. Die nuwe RAV4 kom in 4 verskillende modelle. Jy kry eerstens die 2 liter VX model wat nie 'n hybrid is nie, gewone aspirated engine, combustion engine. Dan kry jy die GX 2.5 wat in 'n hybrid kom, wat beteken hy het 'n battery en 'n petrol engine. En jy kry hom dan ook in die VX model wat bietjie beter gespek is en dan die GR soos wat hy hierso staan wat die hybrids is 2.5. Hulle pryse vir die GX is so begin by 770.000 vir die hybrid. 2.5 GX, VX soos 930.000 en dan die GR wat hier staan 940.000. Die gewone 2 liter petrol engine is R800.000 vir die VX model. Nou dat ons meer weet van die RAV4 reeks, kan ons fokus op die model wat die meeste aandag trek. 2026 RAV4 is duidelike evolusie van die vorige model wat Toyota gehad het, maar aggressief is hoe ek die voorkant van hierdie GR Sport model sal beskryf, met harde lyne en swart aksente wat hom duidelik uniek maak. Groter 20-duim wiele en 'n vlerk aan die agterkant van hierdie GR Sport model gee jou net 'n idee van die atletiese vermoë wat Toyota voorstel dat hy het. Hierdie is regtig nie 'n kar waarin jy sal skaam voel om gesien te word nie. Inteendeel, jy sal terugkyk as jy hom ergens parkeer. Toyota het definitief 'n stap vorentoe gemaak met die ontwerp, maar die groter stap vorentoe wag vir ons aan die binnekant. Agter die stuurwiel voel dit net eenvoudig reg. Jy het goeie visie uit wat dit makliker maak om die kar te plaas, iets wat nie gereeld gesê kan word oor meeste moderne voertuie nie. Die ontwerp is prakties maar aantreklik en dit voel asof jy in die kar is wat jy nou net van buite af gesien het. Dit is werklik 'n groot stap vorentoe vir Toyota. Die kar voel ook groot aan die binnekant, met meer as genoeg spasie vir meeste mense om gemaklik te voel. Wat spasie aanbetref vir dinge wat jy saam met jou sal wil vat, is dit nie massief nie, maar dit is goed genoeg. Daar's 'n plek vir jou sonbril, 'n plek vir jou foon en 'n plek vir jou motiverende waterbottel. Die kwaliteit van die materiale gaan natuurlik verskil van model tot model en hierdie is definitief nie 'n Lexus aan die binnekant nie, maar die GR Sport voel sportief en luks genoeg. Die belangrikste raakpunte, die stuurwiel en die sitplekke, voel fantasties. Nou, ek is nie die langste mens op aarde nie, maar spasie agter het my werklik beïndruk. En wat geriewe aanbetref, jy ook alles wat jy nodig het. Jou foon kan ook gelaai word en jy het jou eie ventilasie, as ook 'n plek vir jou arm en jou waterbottel. Die RAV4 se kattebak maak natuurlik elektronies oop, teen 'n skilpad se pas en met 'n aaklige geluid. Maar spasie is genoeg, in lyn met die res van die klas, en jy kan alles wegsteek wat jy daar binne sit, of wat jy nie daar binne sit nie. Daar is gelukkig ook 'n gaping vir jou enkele sparsakkie, sodat hy nie te veel rondrol nie. Nou, vir die belangrike dinge. Die 2.5 liter 4-silinder, gekombineerd met 'n elektriese motor en 'n radkas wat geen ratte het nie, klink soos 'n komplekse aandrywingsstelsel, maar in praktyk voel dit natuurlik. 176 kW klink soos baie en dit voel soos baie, en 4.7 liter per 100 km is iets wat ons almal kan waardeer. Om in stilte weg te trek is iets vir jou en jou hond om aan gewoon te raak. Maar sodra jy aan die gang is, skop die engine in sonder dat jy dit regtig agterkom. Ek het verwag die hybride motor gaan die grootste praatpunt van hierdie toets wees, maar toe ek begin ry het hy werklik net in die agtergrond aangegaan en al die regte dinge gedoen. So om by die res van die ervaring uit te kom, moet ek begin deur te sê, as jy iemand is wie se hart begin waar die teerpad eindig, dink ek nie hierdie is die kar vir jou nie. Die GR kan 'n grondpad aanvat en hy sal jou by 'n kampplek uitkry, maar ek vermoed dit gaan nie die gemaklikste ervaring wees nie. En dit is definitief grootliks as gevolg van daardie groter wiele. Die oop pad op pad na jou kampterrein toe behoort 'n meer aangename ervaring te wees. Die windgeraas kan 'n bietjie baie wees, maar die JBL klankstelsel kan daardie probleem maklik vir jou oplos. Die motor het genoeg krag om 'n kampwaandjie te sleep en 'n taxi verby te vat. En jy het 'n kamera sodat jy nie hoef te sien hoe jou kinders vir jou vra hoe ver nog nie. Maar in werklikheid spandeer jy die meeste van jou tyd op pad werk toe of op pad skool toe. En hierso is die RAV4 'n metgesel wat jy elke keer sal wil saamvat. Meeste van ons gaan nie elke naweek op 'n 4x4 avontuur nie. En vir daardie rede is die RAV4 definitief 'n kar wat jy moet oorweeg. Die RAV4 GR Sport probeer duidelik meer wees as net nog 'n betroubare Toyota. Dit is 'n kragtige hibriede sportnutsvoertuig wat gebou is vir bestuurders wat meer as net bagasiespasie en lae verbruik soek. Maar soos Cars wat hy wys, die Suid-Afrikaanse SUV segment intussen beweeg na 'n mark waar kopers meer as net betroubaarheid en 'n groot kattebak verwag.
Jy moet prestasie, tegnologie en waarde op die tafel bring. Vir sommige Suid-Afrikaners gaan die GR Sport presies daardie kombinasie wees. Vir ander gaan die prys en kompleksiteit beteken dat 'n eenvoudige RAV4 model of selfs 'n heel ander sportsnus voertuig meer sin maak. Die vraag is dus nie net of die RAV4 vinnig genoeg is nie, maar of hy by jou leefstyl, begroting en Suid-Afrikaanse werklikheid pas.